Oh, I was lost, Lord, you found me. I was lost, Lord, you found me. I was lost, Lord, you found me. Thank you all the days of my life. Oh yes, I'll thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Oh yes, I'll thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. For I was sick, Lord, you healed me. I was sick, Lord, you healed me. I was sick, Lord, you healed me. Thank you all the days of my life. Yes, I thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. I was down, Lord, you raised me. I was down, Lord, you raised me. I was down, Lord, you raised me. Thank you all the days of my. Oh yes, I thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my. Now that is song. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days. Zing het nog eenmaal, familie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. En allemaal wat een dankbare hart dit vanmorgen. Sê halleluja. Kom aan, sê prijs die Here. Oh, I was lost. Lord, you found me. Oh, Lord, I was lost. Lord, you found me. Oh, I was lost. Lord, you found me. So I'll thank you all the days of my life. Yes, I'll thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days. I lost it all. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you all the days of my life.
life. We worship you, Lord. Ons gee al die lof en al die eer aan Jesus. Woo! Prys die Here. Amen. Halleluja. Halleluja, is jy dankbaar om in die huis van die Here te wees? Kom ons gee hom 'n lofoffer, halleluja. Kom ons staan net so, dan bid ons saam. Almagtige God, Hemelse Vader, aan U alleen gee ons al die lof, eer en aanbidding, Here. U is koning bo alle konings, koning Jesus. Here, daarom weet ons, daar is 'n weg. Here, daarom weet ons, U is die waarheid. Here, daarom weet ons, daar is lewe in oorvloed en 'n ewige lewe as ons U aanneem as ons saligmaker. En Vader, vanmôre kom ons met alle eerbied in ons harte. Here, ek kom bid vir elkeen wat vanmôre hier is, Here. Elkeen wat ingeskakel is, Here, U ken elke hart. Heilige Gees, U ken ons gedagtegange van die Vader. U ken ons gedagtegange. En Here, besonder kom staan stil vanmôre by elkeen wat U nodig het. Here, kom wys vir hulle die weg, Here, dat hulle die waarheid sal sien en die leuns van die vyand nie meer plek sal hê in hulle lewe nie, Here. Dat hulle sal weet, Here, U het 'n plan en 'n doel vir hulle, Here. En terwyl daar vanmôre dalk iemand is wat swaar kry, Here, kom staan besonder by hulle stil vanmôre, Here. Iemand wat in 'n nood is, Here, iemand wat U vanmôre so nodig het. Here, ons kom bid soos ons vanmôre in lofprysing en aanbidding gaan, dat die ketting sal breek, Here. Soos ons in lofprysing vanmôre sal gaan, Here, dat ons oë sal oopgaan, dat ons sal sien, Here, dit is U plan vir ons, Vader. Soos ons in lofprysing en aanbidding gaan, dat ons nader sal beweeg in die Gees, Here, dat ons sal weet U is met ons vanmôre, Heilige Gees. Kom beweeg vanmôre hierso, Here. Ons nooi in, ons verwelkom en ons beweeg in vrymoedigheid in die troonkamers in vanmôre, Here. Ons gee ons alles oor vanmôre, Here Jesus. Wees in ons midde vanmôre, Here, en ons is gereed om te ontvang. Soos ons vanmôre prys en aanbid, Here, en die woord bedien word, Here, kom praat met ons. Here, ek kom bid so vir die prediker wat die woord gaan bring, Here. Elke woord wat hy sal spreek, Here, dat hy sal sê, so sê die Here, Here, dat harte voorberei sal wees om die woord te kan ontvang, Here. En dat wanneer hulle dit ontvang het, hulle sal weet, Here, dis U wat met hulle praat, en dat hulle die waarheid sal hoor, Here. Vader, ek kom seën elkeen vanmôre, Here. Ek kom seën elkeen, Here. Ons gee nie plek vir die vyand vanmôre nie. Hy het geen reg oor hierdie diens nie. Hy het geen reg oor hierdie bediening nie. Ons kom neem terug die grondgebied wat hy geneem het in die naam van Jesus. Vader, ek kom bid dat U elkeen sal oplig, Here, uit hulle omstandighede, en hulle sal weet, Here, U maak 'n weg, Here. Vader, ek kom bid ook so vir die tiendes en die offergawes. Here, ons kom bid, seën hierdie bediening, Here. Seën elkeen wat saai, Here, in hierdie bediening, Here. Dat waar U koninkryk vergroot word, Here, dat alles tot uitbreiding sal wees vir U koninkryk. Vader, ons loof, ons prys U groot en wonderlike heilige naam. Vader, neem hierdie bediening van een hoogte tot die volgende hoogte, sodat die evangelie van Jesus sal verkondig word. Vader, ons gee vanmôre, elkeen vanmôre oor aan U. Ons gee oor aan U, Heilige Gees. Seën elke aksie in die Gees van Jesus. Amen en amen. O, blink skyn die dagster helder vir my, in die liefde van my Jesus. Van al my sonde maak hy my vry, in die liefde van my. O, vol lof en dankbaarheid kan ek sang, geestelik gebore, koning se kind, sy erfgenaam, my lof lied weer klank, so gelukkig aan my. Sing het nog eenmaal, vol lof en dankbaarheid kan ek sang, geestelik gebore,
deur sy genade aan hom gebind in die liefde van my. Oh, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geeslik gebore koning se kind, sy erfgenaam aan my loflied weer klank so gelukkig aan. Sing dit nog eenmaal, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geeslik gebore koning se kind, sy erfgenaam aan my loflied weer klank so gelukkig aan my Jesus. Veilige anker, hy hou my vas in die liefde van my Jesus, en met geduld dra ek elke las in die liefde van my. Almal saam vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geeslik gebore koning se kind, sy erfgenaam aan my loflied weer klank so gelukkig aan my. Almal saam vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geeslik gebore koning se kind, sy erfgenaam aan my loflied weer klank so gelukkig aan. Nog eenmaal, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geeslik gebore koning se kind, sy erfgenaam aan my loflied weer klank so gelukkig aan. Nog eenmaal, jy sing het so mooi, vol lof en dankbaarheid kan ek sing, geeslik gebore koning se kind, sy erfgenaam my loflied weer klank so gelukkig aan my Jesus. Yeah, hallelujah, prys die Here. Dankie vir Jesus.
luister hier. Julle lyk nie goed nie. Halleluja. Sê vir jou as langs jou, jy het nog nooit so sleg gelyk nie. Familie, julle lyk nie soos mense wat dankbaar is nie. Kyk hier, ek wil hê Tanya moet dit nou weer sing. Maar jy moet so 'n bietjie beweeg, man. Jy staan soos 'n soutpilaar wat gevries het. Soos Halleluja. ek wil hê jy moet so 'n bietjie beweeg, man. Julle ken mos hy Madiba dans. Al het jy net 'n Madiba dans. Is jy reg? Kom aan, maak bietjie so dat ek sien. Kry 'n huppel in jou stap. Kom aan. Beweeg so 'n bietjie, man. Jy man, jy's vry. Die Here het jou vrygemaak. Jy's op pad hemel toe, jy die ewige lewe. Tanya, sing dit nog eenmaal. Oh, dankie vir Jesus. Dankie vir Jesus. Dankie vir Jesus. Hy die wonders. Dankie. Oh, dankie. Dankie vir Jesus. Oh, dankie vir Jesus. Hy die wonders. Aan hom, aan hom. Oh, aan hom. Halleluja, aan hom. Die Here, hy die wonders. Aan hom, aan hom. Halleluja, aan hom. Ons prys U aan hom. Die Here, hy die wonders. Dankie. Dankie, dankie vir Jesus. Oh, dankie vir Jesus. Hy die wonders. Dankie, 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 dankie vir Jesus. Oh, dankie vir Jesus. Prys die Here, halleluja. Ons is dankbaar, Here. Ons is dankbaar, Here. Prys, 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 prys. Dankie, dankie. Oh, dankie vir Jesus. Oh, dankie vir Jesus. Hy die wonders. Ons is dankbaar. Dankie. Oh, dankie. Oh, dankie vir Jesus. Aan hom, halleluja, aan hom. Halleluja, aan hom. Die Here, hy die wonders. Aan hom, oh, aan hom. Halleluja, aan hom. Die Here, hy die wonders. Oh, halleluja. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I
me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Hallelujah, God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sing it with me now, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship your name, Lord. You're so good to us, Lord. Hallelujah. You've been faithful. And Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long
the Lord, sweeping in the room. The glory, oh, here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. The glory, here comes the glory of the Lord. Here comes the glory of the Lord, sweeping in the room. Here comes the glory of the Lord. Die heerlikheid van die Here is in ons midde. Holy Spirit, here comes the glory of the Lord. Dankie Heilige Gees vir u teenwoordigheid. Sweeping in the room. Elke gebroke hart word heel, Here. Elke krankheid word genees in die naam van die Here. Here comes the glory of the Lord. Vader, elke uitdaging wat mag wees Here comes in elke huis. the glory of the Lord. Vader, u raak hulle aan, Here. Sweeping in the room. Want my God sal elke behoefte voorsien. My God sal elke behoefte voorsien. Here comes En ek prys u, Here. glory of the Lord. Kimarabasuku babababakatarabasukuten. Here comes the glory of the Dankie vir u teenwoordigheid, Heilige Gees. sweeping in. Hierdie oomblik, Here, kan nie gekoop word met geld nie. Hierdie oomblik, Here, is so groot, wat 'n voorreg is dit om te kan staan in die teenwoordigheid, Here. Here comes the glory of the Lord. Die kawot van die Here se heerlikheid is in ons midde. Here comes the glory. Prys u, Here, vir hierdie oomblik, Here. Hierdie heilige oomblik, Here. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome hier nogmaals. Holy Spirit, you are welcome. Sing dit uit volle bors, familie. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Ek kom nou. Die Here lê dit op my hart. Elke ketting wat jou mag bind. Of dit verslawing is van een of ander aard. Ek kom nou in die naam van die Here en ek breek daai kettinge in die naam van Jesus. Wees vry in die naam van die Here. Lank genoeg het jy in jou tronk gesit. Die Here kom nou in hierdie oggend en hy sluit die tronkdeur oop en hy maak die deur waawyd oop en hy vra vir jou, wat soek jy nog hier binne? Kom uit, sê die Here, en wees vry. Kom uit, sê die Here, en wees vry.
Sprei jou vlerke my kant en vlieg hoog. Sprei jou vlerke en vlieg hoog my kind. Ek is met jou, ek is saam met jou. Ek is jou verlosser. Ek is die een wat jou oortredinge vergewe en dit verwyder so ver soos die ooste van die weste. Ek gooi dit in die diepte van die see en ek dink nooit weer daaraan nie. Waarom sou jy dink nog aan dit? Waarom diskwalifiseer jy jouself oor dit wat jy gedoen het? My bloed vergewe. My bloed reinig. En hy maak jou waarlik vry. In Jesus naam. Amen en amen. Terwyl u staan familie, hier is een van die mooiste psalms wat ek wil hê u moet saam met my lees. So ek wil hê u moet hardop saam met my die volgende verse lees. Psalm 103 vers 1, almal hardop saam. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Gee die Here lofoffer. Halleluja. Halleluja. Here, ons is so dankbaar om in die huis te wees. Here, die Bybel sê vir ons, ek dink is die psalmdigter wat sê, ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan, want daar is 'n rede daarvoor, Here. Daar's 'n rede hoekom daardie man opgewonde was. Vader, ons het 'n rede vandag om opgewonde te wees oor dit wat God besig is om te doen en wat hy gaan doen. Here, as ons maar net kan sien, waarmee is God besig agter die skerms? Vader, gaan ons baie meer opgewonde raak oor 2026. Gaan ons baie meer opgewonde raak oor wat God besig is om te doen. En wat hy vir ons voorberei. En ek sê dankie Vader, seën my lippe. Salf my lippe, Here. Ek is maar net 'n knegg in u hande, Here. My onvermoë gee ek vir u. Help my om hierdie woord te bring tot sy reg. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Plek inneem, prys die Here. En almal wat bly is, sê amen. Ek is so dankbaar vir al ons besoekers. Ek verstaan jy's baie kykers wat ons volg op die sosiale platform. Ek dink my oom en tannie daarso, nê? En julle mense is daar van Brackenfell of iets, nê? Baie welkom, baie welkom. En ja, dis 'n groot eer en elkeen van ons, elkeen van julle, skus, wat hier is vandag, wat so gereeld hier is en wat familie is, u is altyd welkom en ons eer u. U weet, daar is amper niks meer ontstellend in hierdie lewe. Wanneer jy by iemand kom en daardie persoon het 'n houding ingesteldheid van jy skuld my. Jy is dit aan my verskuldig. Wanneer jy iets vir daardie persoon doen en jy gaan regtig uit jou pad uit om daardie persoon te help en jy kry nie eens 'n dankie nie. Dis ontstellend, dit ontstel ons. Wie weet waarvan ek praat? Mense wat leef met 'n houding ingesteldheid, die hele wêreld skuld my. Dis mense wat leef met 'n houding van slagoffermentaliteit. Maar ek wil vandag met mense praat wat leef in dankbaarheid. Kom aan, is hier 'n paar mense wat sê ek leef in dankbaarheid. Dinge kon soveel anders te gewees het in my lewe, maar ek leef met dankbaarheid. U weet wat vir my so opvallend is die feit dat die melaatses word gesond gemaak, 10 melaatses word gesond gemaak en net een kom terug.
En die feit, hoor mooi, die feit dat Jesus vra, maar was daar nie 10 nie, was daar nie 9 nie, sê vir my, hy's ingestel op dankbaarheid. Hoor mooi, hy maak merkies, wie's dankbaar, wie's ondankbaar. Hoor mooi. En hier is die ding, wanneer ons praat oor hierdie tipe van goed, is ek is 'n persoon wat so sukkel om my emosies te verduidelik. Is daar enige iemand wat weet waarvan ek praat? Wanneer iemand jou vra, hoe gaan dit met jou? Moet jy nie durf sê, dit gaan sleg nie. Want dan moet jy verduidelik. So wat julle almal doen is, ek ken julle, jy sê maar eerder dit gaan goed, want dan hoef jy nie te verduidelik nie. Ons almal vermy hierdie onderwerp van hoe voel jy werklik, want niemand van ons kry dit reg om dit wat regtig hier binne aangaan, om dit in woorde te verduidelik en in jou hart te beskryf op die oomblik, want daar's partykeer soveel seer. Daar's partykeer soveel chaos en omstandighede dat jy kan dit nie verwoord nie. Jy weet nie wat om te sê nie, jy's reg in die middel van 'n vuuroond. En as die hel is los in jou finansies, in jou besigheid, in jou huwelik met jou kinders en dinge by die werk is nie lekker nie en alles is net chaos en jy weet nie eens waar om te begin en jy weet nie eens hoe om die woorde te kry om dit te sê nie. En hier is die ding, waarvoor ek dankbaar is vanmôre. En dit is nommer 1. Ek is dankbaar vir die Heilige Gees. Sabakatarabasukulebebeni. Wanneer Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Waarom is ek dankbaar vir die Heilige Gees? Waarom is ek so lief vir die Heilige Gees? Waarom het ek 'n verhouding met die Heilige Gees vir hierdie rede, dat wanneer daar die tyd aanbreek, wat ek nie weet hoe om te bid nie, en ek weet nie hoe om my gevoelens hier binne in my binnekamer te verduidelik aan die hemel nie, dan kan ek net sê, Baturiba Sukutanda, Shambatiribalelenda, Rababasurabababaturbakutanda, Labababa. Dan kom dit reg by God die Vader uit, en die Heilige Gees deur hierdie onuitspreeklike sigtinge praat met God en hy sê, dis hoe Clemens voel, hy weet nie om dit te verduidelik nie, maar dis hoe hy voel. En ander male is ons so oorweldig met dankbaarheid dat ons ook nie woorde het nie. Want verstaan my mooi familie, ek het al goed gesien in hierdie lewe. En ek ag my nog steeds jonk. En ek glo die beste is nog op pad, so terloops. You ain't seen nothing yet. Skryf neer wat ek vandag sê. You ain't seen nothing yet. Maar ek het al wonderwerke in my lewe gesien van mense wat net kom vir my en my vrou en my kinders seën. Net goed en dinge, dat jy partykeer staan jy voor daardie persoon en jy kry skaam om dankie te sê, want dit voel so beperk. Jy weet nie hoe om dankie te sê nie, want dit is net so beperk, dit voel net nie, die woordjie dankie regverdig, net nie dit wat daardie persoon vir jou gedoen het, en dis wanneer ek dink aan God, wanneer ek dink aan die Here, as ek kyk in my eie lewe, waar ek is vandag, en hoe goed die Here vir my, en my vrou, en my kinders is, en dit wat gebeur tans in my lewe, dan het ek nie ook nie woorde om dankie te sê vir die Here nie, want waar begin jy? En hier is die ding familie, dit is dan wanneer ons ook met onuitspreeklike sigtinge kan kom en sê, Berinda la 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 masuku terabanda rababa sakanda,
Jy moet jou regmaak. 2026 gaan ons mense sien gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Halleluja, die olie van die Here gaan tap. Halleluja. Die olie van die Here gaan uitgegiet word in 2026. As jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, maak jou gordel vas. Halleluja, want hier kom 'n ding. Halleluja. Ek sê hier kom iets. Hier kom iets, hier kom iets, hier kom iets. Net so terloops. Ek wil dit sommer sê, ek weet nie of ek dit ook oujaarsnag gaan sê nie, maar Here, jy gaan ons alweer. 'n Klomp Pinksterpastore kom by mekaar. En hulle maak 'n bespotting vir die kerke wat nog in tale praat. En as jy hoor mooi, pas op. Want ons is in 'n tyd waar jong mense sê ek is moeg vir mooi praatjies. Ek is moeg vir 'n 40 minute kerk. Ek is moeg dat al binne 'n uur moet die kerk klaar wees. God wek manne en vrou. Man, hoe wil jy hê moet die Heilige Gees werk as jy 40 minute wil kerk hou? Halleluja! Ek weier, ek sê hierdie kerk is 'n Heilige Gees kerk en ons gee eer aan die Heilige Gees. As daar enige iemand is wat dankbaar is vir die Heilige Gees, gee hom 'n lofoffer. Gee hom 'n lofoffer. Bandarabasureketeke mamasa. Heilige Gees, ons prys U. Heilige Gees, ons loof U naam. Samatukushenda la babanduruyeni. En een van die redes, hier is die ding waarom ons die psalms so lief het. Is vir een of ander rede kry die psalms dit reg om te verwoord hoe ons voel. Wanneer ons nie weet hoe om onsself uit te druk nie, maak ons die psalms oop en ons sê, maar Here, dit is presies hoe ek voel. En Psalm 103 is geen uitsondering nie. Psalm 103 is presies hoe Clemens Mans voel vandag. Want hoor nou mooi, wanneer ons terugkyk op 2025, hoor mooi, ek sien mense se WhatsApp status. Ek ken baie van julle. Ek weet waartoe jy gaan, die hel wat jy deurgaan op die oomblik. Ek sien wat sê mense op hulle WhatsApp status. 2025 wil hulle nooit weer oor hê nie. Hulle wil dit nooit weer hê nie. Geliefdes wat verloor is deur die dood. Besighede wat moes toemaak, finansies wat toe is en wat net nie wil aankom nie. Dis 'n nagmerrie. Maar hier is die ding, familie. Vanmôre help Psalm 103 ons om dankbaar te wees ten spyte van wat gebeur het in 2025. En wat is die heel eerste ding wat Dawid doen in Psalm 103? Hy praat met sy siel. Wat gebeur in jou siel? Die siel is die plek, hoor mooi, waar jy voel, dink, kies en worstel. En ek het dit al genoem, laat my toe om dit weer vir u te noem, want hulle sê om iets te leer, moet jy dit herhaaldelik hoor. En hier is die ding, familie. Hy praat met sy siel, waar sy keuses plaasvind. Want wat sê die woord van die Here vir ons? Hy sê, ons moet elke gedagte gevange neem, en wat doen daarmee? Dit vat na Jesus toe tot gehoorsaamheid aan hom. En ons moet glo wat hy sê, en nie die stem in jou kop nie. Van julle leef met die stem in jou kop, en jy leef nie wat God vir jou sê nie. Jy glo eerder die stem in jou kop, as wat Jesus sê. En jy leef met daardie gedagtes, en jy glo daardie gedagtes, en jy glo net daardie gedagtes, terwyl die Here sê, maak dit vas, bring dit aan my toe, en ek sal vir jou sê, dis leuns. Hou op om dit te glo. Jou grootste vyand is jou eie kop. En dis in ons sieldimensie, waar ons keuses maak op wat sal ons fokus. En hier is die ding wat hy sê, wat Dawid vir ons sê, wanneer hy sê, my siel,
Maak die naam van die Here groot. Laat alles wat binne in my is, Jesus oplig en hom groot maak. Wat beteken dit? Dit beteken wat ek meen, Jesus se naam is klaar groot. Ek sê Jesus se naam is klaar groot. Hy het jou nodig om sy naam groot te maak, nie, want die klippe sal dit ook doen, as jy dit nie gaan doen nie. Maar hier is die ding, dit beteken, jy moet jou siel in orde kry, want jou siel is besig om God te verklein. Want jy is so gefokus op jou omstandighede en wat met jou gebeur het en al die hel en die ellende van 2025 en jy's net op dit gefokus. En Dawid leer ons dat ons moet die naam van die Here groot maak in ons siel. My siel maak die naam van die Here groot. Met ander woorde, kry jou fokus af van die onheil, die skande, die pyn, die seer, die mislukking, die bankrotskap, die finansiële uitdagings en plaas dit op my, maak my groot in jou kop, fokus net op my, laat alles wat binne in my is, die naam van die Here groot maak en jy sal dankbaar wees. En jy sal dankbaar wees. En wanneer ek sê alles, sluit dit jou denke, emosies, jou wil, jou begeertes en jou identiteit in. Jou finansies, wat jy het. Alles. En die groot geheim van dankbaarheid is, dit moet nooit afhang van materiële dinge nie. As die nulle, ek gaan dit wees, ek sê dit baie, as die nulle in jou bankrekening bepaal of jy dankbaar of ondankbaar is, het jy moeilikheid. As hoeveel huise en hoeveel voertuie jy het, bepaal of jy dankbaar is, het jy moeilikheid. Ek weet nie wanneer laas het jy hier aan gedink nie. Maar daar is mense wat minder het as jy. Jy ry dalk nie die voertuig wat jy wil hê nie, maar jy het vervoer. En baie van julle het hier met 'n taxi aangekom of met 'n Uber, jy het geld gehad om tot hier te kom. Jy verdien dalk nie die salaris wat jy begeer nie, maar op hierdie oomblik is daar iemand wat nie werk het nie. En as jy hier sit en jy het nie werk nie, maak jou veiligheidsgordel vas, want God gaan jou uit jou kouse uitseën. Hy maak vir jou 'n deur oop in die naam van die Here. Hy maak vir jou 'n deur oop in die naam van die Here. Ek roep 'n werk vir jou en nie net sommer enige werk nie, 'n goeie werk. Jy woon dalk nie in die huis van jou drome nie, maar as iemand wat waweloos is. En Dawid kom en hy verstaan mooi, self deur moeilike tye gegaan. Dawid kom en hy hoor mooi, hy doen iets. Dat as 'n pastoor dit doen, word hy ingeroep. Dan word hy onder sensuur geplaas. Of hy word laat gaan. Hy pleeg oorspel. En in die 20ste eeu, as jy as 'n pastoor daarom maar oorspel pleeg, is hy weg. Dat jy gaan. En hier is 'n man na God se hart. En hy pleeg oorspel. En asof dit nie genoeg is nie, het hy moord gepleeg. Hy was 'n vervolgde man, sy kinders was so uitdagend, hy het soveel moeilikheid gehad in sy familie. Maar in al die chaos in Dawid se lewe, vind hy 'n manier om deur al die omstandighede en dit wat hy deur is, nog steeds sy hande te kan opsteek en sê, my siel, fokus op die Here, laat alles wat binne my is, die naam van die Here groot maak. Ek weet nie of jy 'n vuil sondaar is, en of jy 'n prostituut is, en of jy dwelms gebruik, en of jy wat doen en wat nie, maar daar is die Here wat sê, as jy op my fokus, kan jy jou hande opsteek en sê, my siel maak die naam van die Here groot.
asof hy bid om te sê, Here, hoe ook al U my wil seën, ek sal tevrede wees, want my vrede lê nie in omstandighede nie, dit lê in U teenwoordigheid. Ek vertrou U planne, is beter as my planne. Ek kies om dankbaar te wees in elke liewe seisoen van my lewe, vir my om te rus in U wil, om U hart te vertrou, om tevredenheid te hê, te vind in U alleen, want U alleen is genoeg vir my, Here. U alleen is genoeg vir my. En soms het dit gelyk asof Dawid wil verval in depressie. Maar hy kom en hy skud depressie af. Hy het nie 'n psigiater gebel of gehardloop na dwelms of alkohol nie. Want jy sien, terwyl ander mense hardloop na dergelike dinge, kom Dawid en hy praat met sy siel. Jy sien, weet jy hoekom is jy vasgevang in depressie? Want jy's gefokus op jou depressie. Nee, jy's meer gefokus op wat jou depressief maak as op hom. Mense, ek kan dit sê onder die krag en die salwing van die Here, sonder om te roem daarin. Die Here is my getuie, ek het 'n rede om baie maal ook depressief te wees, maar ek ken dit nie, want ek weet net, ek moet die Here begin loof. My siel maak die naam van die Here groot, maar dat alles wat binne my is, sy naam groot maak, en die oomblik wanneer ek dit doen, val depressie, en jy kom in oorwinning. Hier's 'n paar mense wat in oorwinning gaan lewe, hier's 'n paar mense wat vanmôre gaan opstaan en depressiviteit los. Ratamasuku tenda. Shambatataramasuku rebebanda. Skud dit af. Skud dit af. Skud dit af. Jy's depressief want jou fokus is verkeerd. Jy verval in 'n gat. En op die ou einde, hoe dieper jy val in hierdie gat toe, hoe meer gaan jy later begin selfmoordneigings hê. Want dis die vyand se einddoel. Hy wil jou totaal en al vernietig. Kry jou fokus reg, kry daai gedagtes wat jou depressief maak gevange en onderwerp dit tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus en sê, my siel sal die Here loof. Ek fokus op hom en hy maak die naam van die Here groot in my gedagtes. Ek gaan nie onbeperk in my kop nie. Halleluja, ek voel net lekker nou. Wat Dawid besef het was, jy kan nie met 'n halwe hart God loof nie. Want 'n halwe lof is beslis nie genoeg nie. En wanneer die Bybel sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand, sê dit vir my een ding, wanneer jy hom loof, is dit alles of niks. En ek waarborg jou, probeer dit 'n bietjie. Hou op, dink, wat gaan my vrou nou dink wanneer ek die Here begin loof? Wat gaan my man dink? Wat gaan hierdie ene agter van my dink? Wat gaan die ene, luister hier, jy's nie hier vir hom of vir haar nie. Jy's hier om jouself te verloor in die Here. Jy's hier om te sê, laat alles wat binne my is die naam van die Here groot maak. Jy's nie hier vir 'n mens nie. Die Here help dat hierdie plek 'n kerk is, dat hierdie kerk 'n plek is waar ons uitbundig God loof met alles. Waar ons God loof met alles. Waar ons die Here loof met alles. Met alles, dis alles of niks. Hy verdien nie 'n halwe lof nie. 'n halwe lof is beslis nie genoeg. En ek beloof jou, wil jy van die depressiwiteit ontslaa raak, verloor jou in die Here. Verloor jou in die Here. Egte dankbaarheid is reg in die middel van die mens, in die binnekant van die mens. Dis egte dankbaarheid. Net gou vinnig. Is jy okay? Ek gaan dit nie op die bord sit nie, maar net so vinnig daar aanraak. Psalm 23. Ons almal ken dit. Het jy geweet dis ook 'n dankpsalm? Wanneer hy sê in Engels, the Lord is my shepherd, I shall not want.
beteken dit, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die ander vertaling sê, ek kom niks kort nie. Dawid is tevrede. Hy sê, omdat die Here my herder is, ek het dalk nie die miljoene nie, ek het dalk nie 3 huise en 2 sportskarre nie, maar weet wat ek het is genoeg vir my, ek kort niks nie, ek kom niks kort nie. Dan kom hy en dan sê, ek is dankbaar teenoor die Here vir sy vrede. Hoekom? Want hy lei my na waters van rus. Hy is dankbaar teenoor God vir sy krag, wanneer hy sê, hy verkoop my siel, hy bemoedig my siel, hy gee my krag om vorentoe te beer. Ek gaan nie lê nie. Elke man hier, ek ervaar dit nou op hierdie oomblikke. Jy het hier ingekom mismoedig, moeg. Hierdie jaar is net te lank vir jou. Jy weet nie hoe gaan jy nog klaarmaak hierdie jaar nie. Maar ewe skielik het jy moed om aan te gaan. Ewe skielik voel dit vir jou. Jy sien kans vir 2026. Waarom? Want hy verkoop jou siel. Dis wat gebeur wanneer jou siel verkoop word, dis soos 'n plant. My vrou het daar 'n plant daar in haar huis, wat so toemaak as dit donker is. En die oomblik as die son opkom, en dit word lig, gaan maak die plantjie oop. Dis verkoop. Want op hierdie oomblik voel jy toe, maar die lig van God se heerlikheid is hier, en nou maak jy oop. Oh, halleluja! Here, ek wil net koordans vanmôre. Halleluja. Ja. Hy verkoop my siel. Dan kom hy so dankbaar teenoor die Here vir sy teenwoordigheid, wanneer hy sê, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Halleluja, halleluja. Luister, ek weet nie wat 2026 inhou nie, maar wat ek wel weet is, hy is met my, halleluja. Ek sal geen onheil vrees, wat ook al wag vir my in 2026, sal ek niks vrees nie. Hoekom? Want ek weet, hy is by my. En hy is dankbaar vir God se beskerming. Wanneer hy sê, U berei die tafel voor my, teenoor my teestanders. Teestanders is my vyande. Luister, as daar 'n plek is waar jy beskerming nodig het, is dit by jou vyande. Want hulle praat van jou. Hulle wil sien dat jy ondergaan. Hulle maak planne om jou te vernietig. Hulle wil seker maak jy kry net daai kontrak nie, want hulle soek dit eintlik. Hulle kom met agterrande planne en allerlei dinge. Hulle wil hê jy moet vernietig wees. Party mense kom en plaas om 'n vloeke op jou. Party mense vat poppies, voodoo poppies, probeer spelde aandruk om jou vir 'n vloek op jou te plaas. Maar luister, as jy hier sit en jy het 'n poppie wat jy klem as maats vir wil aanval, jy's in vir 'n magtige surprise. Jy's in vir 'n magtige openbaring. In die naam van Jesus. En weet wat gebeur? Hy sê, U berei die tafel voor my aangesig, en jy met jou voodoo poppie, jy met jou vloeke wat jy wil uitspreek, jy sal aan my tafel kom sit en sien wat God vir my voorberei het. Jy sal dit sien. Ek weet nie hoekom ervaar ek dit, hoekom sê ek wat ek nou sien, hierdie was nie my beplanning nie. Luister hier, so elke vloeke, jy moet weet, jy dink jy's kragtig, want jy as jy nou goedjies doen, dan gebeur dit nou. Luister hier, so jy het nog ken die God wat ek dien nie. Hy vernietig jou. Pas op, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Here, waarom het ek dit nou gesê? En dit geld vir jou ook. Geen vloek teen jou sal slaag nie, hoor jy? Geen vloek teen jou finansies sal slaag nie. Geen vloek teen jou huwelik sal slaag nie. Geen vloek teen jou kinders sal slaag nie. Ek dit vernietig. Rantamasuku tenababa marakatanda. Rikambashika. Ek sny dit af en ek stuur dit terug. Ek sê ek sny dit af en ek stuur dit terug. Ek sny dit af en ek stuur dit terug. Ek sny dit af en ek stuur dit terug. Iemand het my eendag pak gegee. Want ek wil sê, daai vloek sal teruggaan na jou toe.
En ek het dit nou gedoen so half op 'n manier. Maar hier is die ding, die Bybel sê uitdruklik vir ons, julle moet vir julle vyande lief hê. En vir hulle bid. So dis nie 100% Bybels wat ek nou gedoen het nie, maar ek doen net sulke goed as ek kwaad is. Luister, die God laat nie met hom mors nie. En hy laat hom nie mors met sy kinders nie. Ja, ek is nog eens by my inleiding nie. Hier gaat ons alweer. Ek het daarom die laaste 2 keer kort gepreek. Hy is dankbaar vir die Here se voorsiening, wanneer hy sê, u goedheid en u guns volg my al die dae van my lewe. En familie, dus as gevolg van al hierdie goed wat hy voor dankbaar is, dan kom hy, dan sluit hy af met hierdie woorde en hy sê, ek kan nie dit help nie, dit kan nie anders nie, maar ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Baie van u sit hier, jy was moeg om kerk toe te kom, jy het nie eintlik regtig lus gehad nie, maar iets hier binne was dankbaar, en jy het gesê, ek moet na die Here toe gaan, hy het my gedra, hy het vir my voorsien, hy het vir my deurgekom, halleluja! Prys die naam van die Here. Prys die naam van Jesus. Weet jy wanneer begin mense ondankbaar te leef? Wanneer hulle die seëninge van God begin vergeet. Wanneer jy nie meer sien wat God vir jou doen nie, raak jy ondankbaar. Onthou jy, daar was altyd 'n koortjie wat ons gesing het, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Kyk hoe goed dat God dit met jou mee. Tel dikwels, tel hulle een vir een. Dan sien jy die Here laat jou nooit. Halleluja. En hier is die ding, familie, vandag. Psalm 103 kom en hy wys vir ons 'n paar goed uit. Waarvoor Dawid soveel voor dankbaar is, want verstaan mooi, niks wat hy sê vir ons in Psalm 103 is aardse besittings nie. Want hoekom? Aardse besittings bring nie ware geluk nie. Geld mag dalk dinge koop wat gemak bring. Maar ware geluk in die dinge wat nie maar ware geluk groei in die dinge wat nie verkoop kan word nie. Daar is waarhede in hierdie lewe wat net nie 'n prys het nie. Verstaan mooi, liefde wat opreg is, het nie 'n prys nie. Vrede in jou hart kan nie gekoop word nie. Gesondheid wat jou laat leef, daar's geen prys om dit te koppel nie. Hoor mooi, ek het stories al gehoor van multimiljonairs wat op 'n sterfbed lê en sê, ek sal alles gee, ek sal 'n boemelaar wees, ek sal op die straat bly, gee my net gesondheid. Verhoudings wat jou dra, kan nie gekoop word nie. Tyd met mense wat vir jou kosbaar is, kan nie gekoop word nie. En dan natuurlik bovenal, die genade en barmhartigheid en die liefde en die vergifnis wat God vir jou gee, kan daar geen prys aan gekoppel word nie. Dit kan nie gekoop word of verkoop word nie. Wat Jesus kom doen dit op die kruis vir jou, om te sterf in jou plek, kan nie gekoop word nie. Amen. Ek is verlos, maar nie deur selwe, die prys betaal, maar nie met goud. Dit was die kruis, die bloed van Jesus, o liefdesprys, was my behoud. O die bloed, dit vloei met krag,
breek elke ketting, elke mag oor die kruis. O my vryheidslied, Jesus, U het my siel kom red. Ek is verlos, maar nie deur silwer, die prys betaal, maar nie met goud. Dit was die kruis, o die bloed van Jesus, o liefdesprys was my behoud. Geen goud, geen silwer kan vergelyk, o net Jesus se liefde maak my vry. Halleluja, lof vir altyd, o ek prys U Heer vir ewig trou. Ek is verlos, maar nie deur silwer, die prys betaal, maar nie met goud. Dit was die kruis, o die bloed van Jesus, o liefdesprys was my behoud. O U genade en barmhartigheid, o en die vrede totaal verniet. U gee dit dageliks vir my, o Heer. Hoor my hart in hierdie lied. Ek is verlos, maar nie deur silwer, die prys betaal, maar nie met goud. Dit was die kruis, o die bloed van Jesus, o liefdesprys was my behoud. O ek is verlos, maar nie deur silwer, die prys betaal, maar nie met goud. O dit was die kruis, o die bloed van Jesus, o liefdesprys was my behoud. Dit was die kruis, die bloed van Jesus, o liefdesprys was my behoud. Here, halleluja. So, dis waaroor dit gaan. Daar's goed wat goud en silwer nie kan koop nie. Jy was nie gekoop deur goud en silwer nie. Daar was 'n duur prys om jou in die hande te kry, die bloed van Jesus. So Psalm 103 vers 3 kom, hy wat al jou ongeregtighede vergewe, kom mekaar so om klaar te maak. Dawid kom en hy's dankbaar vir iets wat geld nie kan koop nie, vergifnis. Hy verduidelik vir ons, hy gee vir ons hierdie prentjie weer eens, hy kom en praat met woorde wat ons kan mee assosieer, wat ons sê, maar dis presies hoe ek voel, wanneer hy kom met Psalm 40 vers 2, dan sê hy, ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig, en my hulp geroep gehoor, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderslyke opgetrek, en my voete op die rots gestel, en hy het my gange vasgemaak. Kyk die familie, ek weet of jy kan onthou nie, maar
maar daar was 'n tyd wat jy in die modder was. Daar was 'n tyd wat jy verniel was. Daar was 'n tyd wat jy in skuld gelewe het. Daar was 'n tyd wat jy skaam was, wat jy verkeerde keuses gemaak het. Jy het gemisluk, maar God het hom neergebuig na jou toe en hy het sy skoon heilige hand afgesteek na jou toe en hy het jou vuil hand wat vol modder is, het hy geneem en het jou opgetel en het jou op die rots kom sitte en gesê, jy's myne, jy is kind van God. Dis vergifnis. Dis vergifnis. En as jy nie 'n rede het om dankbaar te wees vir 2025 nie, wees dankbaar. Jy's uit die modder uit. Hy haal my uit die modder. Ek sê hy haal my uit die modder. Hy haal my uit die modder. Want toe ek nie by hom kon uitkom nie, toe buig hy af na my toe. Want die een van ons kon dit maak om by hom uit te kom nie. Maar hy het homself verneder en afgebuig en sy heilige skoon hand uitgestrek na jou wat in die modder lê. En hier is die ding, wanneer jy onthou hoe diep die put was, besef jy hoe groot jou redding is. Waarom moet ons dankbaar wees vir vergifnis? Want nommer 1, dis 'n geskenk. Jy verdien dit nie. Dis nie gekoop nie. Jy kry dit nie deur jou eie krag nie, maar net deur genade. En hier is die ding, bly by my. Wanneer jy besef, ek is vergewe omdat hy goed is en nie omdat ek goed is of was nie, groei dankbaarheid natuurlik. Hy was goed, nie jy nie. Hy het jou eerste lief gehad voor jy hom lief gehad het. Dan kom Dawid en hy praat en hy sê die volgende, Psalm 103 vers 3, wat al jou krankhede genees. Daar is meer as 37 verskillende siektes en kwale in die Bybel wat God genees het. As God die blinde man sy oë kon open met spoeg, 'n bietjie spoeg, kan hy jou genees. As hy die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar lank, kan hy jou genees van enige siekte. Maar Clemens, jy verstaan nie, dis nou al 6 maande wat ek loop met hierdie pyn. Dis nou al 'n jaar wat ek sit met hierdie krankheid. Dis nou al 3 jaar wat ek worstel met hierdie siekte. Luister, jy het nog nie 12 jaar nie. So wie raai wat, enigiets is moontlik. Want as God opdaag, kan hy genees. As God opdaag, kan hy genees. Ek weet nie wat is jou worsteling en wat is jou siekte wat jy mee worstel nie, maar hy is nog Jehovah Rapha, die God wat genees. Ek gee nie om of jy soos die kreupelman 38 jaar by die poort lê en wag om aan die bad gegooi te word. En dis 38 jaar wat jy stoei met hierdie kreupelheid of wat lamheid wat jy ook al wil noem, hierdie verskriklike uitdaging in jou liggaam. 38 jare, maar toe Jesus opdaag, toe's dit niks nie. Toe's 38 jaar niks nie. Ek gee nie om hoe lank jy sit met daai ding nie, maar luister, die Here het vir my gesê, ons gaan in 2026 die gawe van gesondmaking sien beweeg soos nog nooit van tevore nie. Hoor die woord van die Here. Toe hy die vrou sy rug wat krom is reguit maak, wil ek vandag vir jou sê, is dit 'n teken, hy kan enige situasie in jou lewe reguit maak. Toe hy die kranksinnige man kon neem en hom reg laat dink, kan hy sy deurboorde hande binne in jou gedagtes indruk en jou laat reg dink. Toe hy dooie man opwek en hom lewendig maak, kan hy enige situasie in jou lewe wat dood is, weer lewendig maak. Ek gee nie om of jy nou bankrot is en of jy jou besigheid verloor het of jy 0 in jou bankrekening is nie, maar daai dooie bankrekening word lewendig. Daai dooie bankrekening word lewendig. Daai besigheid word lewendig. As hy van Lazarus kon opwek, kan hy jou besigheid opwek in die naam van die Here. En al sou hy nie genees nie, is sy genade genoeg. Wat sê 2 Korintiërs 12 vers 9? Hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. En baie liewer, sê Paulus, sal ek dus om my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En hier is die ding. Die Here praat met my oor olie, 2026 die jaar van olie.
En ek sien 'n simboliek. Ek sien 'n kruik vol olie, maar die kruik is gekraak. Daai kraak is die siekte wat jy mee worstel. Daai kraak is die swakheid wat jy mee worstel. Maar dis uit daardie kraak waaruit die olie drup. Ek weet nie waarmee worstel jy nie, maar die Here sê uit daai kraak uit gaan ek my olie laat drup. Psalm 103 vers 4. Wat jou lewe verlos van die verderf. As jy in my glo, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Ons het al so baie hieroor gepraat, luister die familie, danksy Jesus is die dood nie die einde nie. En jy het dalk nie 'n rede om dankbaar te wees vir 2025 nie, maar ek wil vandag vir jou opgewonde kry en vir jou sê, wees dankbaar, die dood wag nie vir jou nie, jy het lewe na die dood, jy het lewe na hierdie lewe. Die Bybel sê, dat ons was dood deur ons oortredinge, maar God het ons lewend gemaak saam met Christus Jesus. Dit beteken, hoor mooi, ek is amper klaar, bly net nog 'n bietjie by my, as jy saam met my. Jou verlede het nie meer mag oor jou nie. Ons gaan nou mense doop. Jou verlede het nie meer 'n mag oor jou nie. Jy's 'n nuwe mens, jy het opgestaan in 'n nuwe lewe. Die ou dinge is verby. Die verlede het nie meer mag oor jou nie. Jou sondeskuld is uitgevee. Die ewige dood is nie jou bestemming nie. En God se lewe leef nou in jou, hoor mooi. Paulus skryf en hy sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou binne in jou. En is 'n lewe, wat vir ewig lewe. Ja, hierdie vlees gaan dalk grond toe. Ek moet nou iets sê. Nou die dag praat ek met iemand, toe kom hierdie gedagte by my op. Jy weet, ons is so gou, vergewe my wat ek nou sê, en moet nou nie afleidings maak nie, maar ek moet dit net sê. Ons is so gou om te sê van stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Maar net Adam is gemaak uit stof. So die vrouens, van rib is jy, tot rib sal jy terugkeer. Sorry, was ek nou ligsinnig? Luister. Die vyand kan jou nie opeis nie. Die graf is nie jou einde nie. Jou siel is veilig. Jou toekoms is verseker. Deur Jesus Christus. En as jy niks het om vir dankbaar te wees in 2025 nie, het jy 'n rede om dankbaar te wees vir die ewige lewe. En dan kom Johannes 8:36 en hy sê, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. God kan verlos van dinge wat 12 stappe en 6 stappe van dit en van dat nie kan verlos. En wat beteken waarlik vry? Dis nie 'n emosionele of tydelike verligting nie. Dis 'n permanente vryheid in die siel, 'n permanente vryheid van skuldgevoelens, 'n permanente vryheid van veroordeling. En dit is die lewe wat God vir jou bedoel het om te leef. Dis 'n vryheid wat die wêreld nie kan gee nie en die wêreld kan dit nie wegneem nie. Geen mens kan daai vryheid van jou wegneem nie. Die grootste tronksel in hierdie wêreld is nie een of ander maksimum sekuriteitstronk nie. Is nie Polsmoor of een of ander maksimum gevangenis oor die wêreld nie. Maar dis die gevangenis van sonde. En ons het dit net nou gesê in die profetiese woord. Al wie daai tronk deur kan oopsluit vir jou is Jesus. En hy doen 'n ordentlike werk. En wanneer hy die deur uitkom, is dit jou plig om uit te stap. Want weet wat is die probleem met die kerk van vandag? Jesus het die tronk deur oopgesluit, maar ons bly binne die tronk.
die tronk deur staan waawyd oop, maar ons sit nog in die tronk. Dis jou eie skuld. Dis nou tyd vir jou om jou voetjies te vat en uit te stap en te sê, ek is gesond, ek is genees, ek is vry, ek is verlos, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek het blydskap. So waarom is ek dankbaar? Want ek is vry. En dit is nie halfpad gedoen nie. Dis ook nie tydelik nie. Dis volkome, ewig en waaragtig. My laaste punt, dan gaan ons afsluit. Vers 5 van Psalm 103 sê, wat jou siel versadig met die goeie. God vervul my lewe met elke goeie ding wat ek nodig het. Dit is baie belangrik dat ons Filippense 4 vers 19 sien. Ek is amper klaar. Bly by my. En my God sal elke behoefte, onderstreep elke behoefte. En my God sal elke behoefte vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. En luister mooi, elke behoefte sluit in, hoor mooi, krag vir die dag, geestelike groei, o ja, emosionele heling, en natuurlik iets wat ons almal soek, finansies, wysheid, beskerming, vrede en rus. Dis alle behoeftes, elke behoefte, dit is dit. En hy sê, hy sal voorsien in elke behoefte. Vir die dorstige is sy water. Vir die hongeriges is sy brood. Vir die vriendelose is hy 'n vriend. Vir die gekweldes is hy 'n prokureur. Vir die sieke is hy die dokter wat nog nooit 'n pasiënt verloor het nie. Vir die ingeperktes is hy 'n uitweg. Vir die bouer is hy die fundament. Vir die skrynwerker is hy die deure. Vir die elektriesien is hy die lig van hierdie wêreld. Vir die bloemis is hy die lelie van die dale. Vir die begrafnisondernemer is hy die opstanding uit die dode. Vir die verslaggewer is hy die goeie nuus. Vir die apteker is hy die balsem van Gilead. Vir die dierkundige is hy die leeu in die stam van Juda, en vir die Christen is hy die verlosser wat ons met die goeie dinge versadig. En vir die sondaar is hy die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Jy het 'n rede om dankbaar te wees. Ek sê jy het 'n rede om dankbaar te wees vanmôre. Ek gee nie om hoe uitdagend 2025 vir jou was nie. Waardeur is jy die hel en al die ellende en die bankrotskap en die verloor en die mense wat jou nie betaal nie. En die mense wil nie betaal nie. Hulle skuld jou nou soveel geld. En hulle lieg vir jou. Nee, ons betaal môre en niks. Luister, ek roep sommer daai geld nou in Jesus naam. Ek maak dit los in die naam van die Here. Ek maak dit los in die naam van die Here. Staan saam my op. Verklaar hierdie volgende woorde saam met my. Is julle reg? Hou julle van hierdie verklaringe? Ek like dit. Want dan preek ek nie alleen, en kan jy ook so 'n bietjie preek. Is dit reg? Alright, almal saam. Jesus, ek dank U vir U liefde wat my elke dag dra. U het my gekies nog voordat ek U geken het, en U liefde het my lewe verander. Dankie dat U my omring met U vrede, U teenwoordigheid en U genade, selfs in tye wanneer ek swak voel. U liefde is my fundament en my sekerheid. Dankie Here dat U my vergewe en my nuut gemaak het deur U bloed. U het my gered, my vrygemaak en my 'n nuwe identiteit gegee. Ek is U kind. U behoort aan my en U genade leer my om elke dag nader aan U te leef. Waar ek geval het, het U my weer opgetel en daarvoor gee ek U al die eer. Dankie Jesus dat U my lei, beskerm en dra in elke seisoen van my lewe. U is my herder, my lig, my hoop en my sterkte. Dankie vir wat U al gedoen het, vir wat U nou doen en vir wat U nog gaan doen. Ek verklaar dat U my koning, my verlosser en my alles is. Aan U alleen kom al die lof en dank toe met alles binne in my. Amen. Amen.
Halleluja. Nou ja, dierbares, is u dankbaar nou? Ek is seker jy het 'n dankbare hart. Ek wil hê, jy kan siplik neem, diegene wat ons help met die nagmaal kan vir my vorentoe kom. Jy kan gou uitdeel vir my, al ons besoekers, soos ons dit doen hier by familiesentrum, wanneer jy 'n broodjie kry en jou glasie, hou dit net vas. Ons gaan dit almal saam gebruik. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Emil, sing julle vir ons. Boeta. Prys die Here. Dankie Here. Vader, ek prys U vir U bloed. Ek prys U vir U bloed, Here. Hoor die bloed van Jesus. Hoor die bloed van Jesus. Hoor die bloed van Jesus. Halleluja. Hoor die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die siel. Hoor die bloed van Jesus. Hoor die bloed van Jesus. Hoor die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die siel. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die siel. En oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die siel. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Dit was my bitter as die siel. Sabakatarabo shikatarabo. Elke oog gesluit. Here, daar's dalk nie baie goed wat ons voor dankbaar is in 2025 nie. Here, ons het baie wat hier sit en van ons kykers by die huis het soveel uitdagings gehad in 2025. Soveel goed wat verloor is, finansies wat verloor het. Miskien 'n kind in die dood moes afstaan, 'n pa, 'n ma moes afstaan in die dood. Hierdie was nie 'n lekker jaar nie. Maar wat ons wel weet is, ons kan sê, ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly.
En daarom is ons dankbaar. Heer, kan ons uitroep soos Dawid wat sê, my siel, maak nou die keuse om nie te fokus op wat gebeur het nie. Om nie te kyk na die tekortkominge en dit wat hier deur is in 2025 nie, maar as ons kan fokus op die kruis en besef, ons is nie gekoop deur goud en silwer nie, maar ons is gekoop en vergewe as gevolg van die bloed van die lam, het ons 'n rede om ons hande op te gooi en te sê, my siel maak die naam van die Here groot. Voor ons staan, ek wil seker maak, het almal 'n broodjie, het almal 'n nagmaal wyn. Niemand is oorgeslaan nie. Kom ons staan op. Steek nou daai broodjie op. Hou hom net so rukkie daar. Weet wat, ek doen altyd 'n verklaring. En sê nou agter my aan. Wil jy nie in jou eie woorde vir die Here sê dankie nie? Kom aan. Die een melaatse kom terug en hy het met sy mond vir die Here dankie gesê. Sê jy nou vir hom dankie in jou eie woorde. Hier by die huis sê vir hom dankie in jou eie woorde vir sy liggaam wat vir jou gebreek is. Neem eet. En nou in jou eie woorde sê vir hom dankie vir sy bloed. Neem drink. Ek kan die kelkies stuur na die regterkant toe. My linkerkant, skus. Die linkerkant, my regterkant. Halleluja. En dan kan u sitplek inneem. Ons kykers, ons is amper klaar. Familie, my vrou was so bekommerd dat ek nou 'n groot ding hiervan gaan maak, maar ek gaan nie. Hoe sê jy vir die Here dankie? Vir jou redding. Onthou jy, baie mense het soveel male vir my kom seën. En dan ontbreek woorde. En dankie klink so klein. Maar ek het 'n spesiale offer in my sak. Wat ek gebring het van die huis af, my eie geld. Wat ek sê, Here, ek wil vir u sê dankie vir 2025. En as jy niks het om voor dankie te sê, jy sê, Here, dankie vir my redding. Dankie vir die ewige lewe. En hoor mooi, ek het 'n profetiese woord binne in my, en ek wil nou nie soos 'n prosperity preacher klink nie. Maar ek voel dit in my gees, en ek wil dit uiter, en ek wil dit spreek, dat die saad wat jy vandag plant, gaan die baan weg, dit gaan die baan oopmaak vir jou vir finansies in 2026. Dis wat ek voel. En verstaan mooi familie, ek leef, ek en my vrou leef, met hierdie beginsel om te saai. Is genoeg mense wat kan getuig. Ek leef met daardie beginsel en ek sien die resultate. En ek wil hê jy moet 'n seën ontvang by die Here.
So ek wil hê, jy moet jou saad vat. Nou, dis min wat ons dit doen. Maar ek weet, dit kan 'n bietjie chaos veroorsaak. Maar ek het hulle gevra vir Tannie Lorraine. Ek wil hê, jy moet kyk na hierdie wonderlike ding. Ek het van gesê, sy moet dit so doen. Want hierdie lap kom van die kruis af en dit raak aan die skatkis. En wanneer jy dit ingooi, seën Jesus jou saad. Hoor gou mooi. Jy weet, al ons besoekers hier, ek praat nooit oor finansies nie. Ek is nie daai ou nie. Maar hierdie is vandag 'n spesiale oomblik. En hier is die ding, familie. Wie wat interessant, lees ons die verhaal in Markus. Ons almal ken die storie van die vrou wat die penning ingegooi het. Weet wat het Jesus gedoen? Gaan lees jouself in Markus. In Markus se weergawe sê hy, Jesus het voor die skatkis gaan sit om te kyk wie gooi in en wat gooi hulle in. En hy het geweet wie gee uit oorvloed en wie gooi in wat niks het nie. Toe die vrou wat die penning ingegooi het, toe sê hy, sy het die meeste ingegooi. Want sy het uit haar gebrek uitgegee. En ek wil hê, jy moet een ding weet, en ek spreek het en ek verklaar dit in hierdie plek vandag. Wanneer jy jou geldjie hier gaan ingooi, seën Jesus daai geld. En luister, hy sal jou finansies seën in 2026, ek spreek dit oor jou in die naam van die Here. Elke vloek oor jou finansies word gebreek in die naam van die Here. Jesus self breek elke vloek oor jou finansies in die naam van die Here. Al ons kykers, die bankbesonderhede is op die skerm. Jy kan daarin betaal, mag die Here u ryklik seën. Familie, as jy voel jy wil met 'n kaart gee, Lombard, ek weet nie, het ons masjiene hierso. As jy voel jy wil met 'n masjien, met 'n kaartmasjien betaal, kan jy daai help aan hy en Lombard sal daar wees. Maar ek wil hê ons moet blok vir blok doen, laat ons nie te veel chaos hierso hê nie. So kan ons begin met die verste blok daardie kant. Julle kom verby, julle gee en julle stap terug en dan stap u en dan u. Is dit reg met u? Ek wil u graag hierdie oomblik gee. En moenie gee dit met die regte hart. Onthou, die Here kyk na die hart. Hy kyk nie na die hoeveel nie, hy kyk na die hart wat jy weer gee. Alright, baie dankie, julle kan kom. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Prys die Here. Halleluja. Vader, ek seën hierdie finansies. Elke hand wat het ingegooi het. Rabasukutendalababamna. Geen wapen wat die vyand smee teen elke bankrekening en teen elke besigheid, teen elke beroep, werk sal slaag nie. Ek seën hierdie finansies. Vader, hierdie finansies is saad wat die weg oopbaan vir 'n seën in 2026. Ek roep finansies vir elke hand wat ingegooi het. Ek roep finansies in vir elke hand wat ingegooi het in die naam van die Here. En ek seën hulle in die naam van die Here. Vader, elke persoon wat daar met 'n kaart gegee het op daardie kaartmasjien, Here. Vader, ek seën daai kaarte, Here. Ek seën daai bankrekening in die naam van die Here. En wie kan keer as God besluit om te seën? Wie kan keer as God besluit om te seën? In Jesus naam. Prys die Here.